Ons reis steeds deur Romeine en veroulaas vanoggend deur hoofstuk 12. Kom ons lees Romeine 12 vers 17 tot 21. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit aan die oordeel van God oor. Daar staan immers geskrywe: Dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Nou in hierdie gedeelte lees ons Paulus se raad oor buitestanders aan hoe gelowiges het gedrag teenoor hulle behoort te wees. En hy sê spesifiek hier iets oor diegene wat jou kwaad aandoen. Nou hierdie paar verse is eintlik 'n samevatting van die hele gedeelte wat in vers 9 begin en wat vir ons iets vertel van die Christelike lewe. En die samevatting van al die riglyne is dit wat ons in vers 21 lees. Jy moet die kwaad met die goeie oorwin. As jy kwaad met kwaad wil oorwin, het die kwaad reeds gewen. Maar om die kwaad met die goeie te oorwin, behels dan juis om te leef soos die vorige verse sê. Opregte liefde, hou vas aan wat goed is, betoon broederlike liefde, bewys eerbied en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in toewyding verslap nie, bly geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed, help mekaar in nood en toon gasvryheid. Seën julle vervolgers, wees bly saam die wat bly is en streer saam die wat treur. Wees eensgesind, moenie hooghartig en eie wys wees nie. Deur enige kwaad wat jou aangedoen word met die goeie te oorwin, is 'n goeie praktiese uitbeelding van God se liefde teenoor sy kinders. So wys ons aan die wêreld hoe God ons hanteer, veral wanneer ons hom kwaad aandoen deur te sondig. Dit is ook ons opdrag, om God se beelddraers te wees. Deur kwaad met die goeie te oorwin, is juis om sy beeld uit te dra. En dit is tog wat elkeen van ons wil doen. En dit is sodat hierdie riglyne teen 'n mens se natuur gaan. Maar dis dan juis die rede waarom mens dit moet doen. Omdat God ons reeds vrygemaak het en ons om dank die reg te probeer leef, deur die kwaad met die goeie te oorwin, is beide 'n geloofsbelysenis en 'n lofprysing. Volgende week gaan ons verder met Romeine 13.